Is jy opgewonde? Is jy opgewonde oor die kerk? Dit is miskien 'n vreemde vraag om te vra, is ek opgewonde oor die kerk? Vanoggend toe jy wakker geword het, was daar sommer so holkol op jou maag van opgewondenheid, ek kan nou kerk toe gaan. Het jy so gevoel? Of was dit van, ek moet opstaan? Hoe opgewonde was jy vanoggend toe jy wakker geword het en jy besef, wow, dis Sondag en ek kan kerk toe gaan? Maar mag mens regtig hierdie vraag vra, is dit 'n vraag wat ons kan vra vanuit die perspektief van wat die kerk is? Kan ons die vraag vra en ons gaan meet daaraan? As ek nou nie vanoggend opgewonde was nie, as ek sê, ons is amper laat, kom, ons moet vind, party mense lag, dit het seker gebeur vanoggend, maar kom, ons moet kerk toe gaan, en jy sê, ek wens dit was 'n lang naweek, laat ek nie hoef kerk toe te gegaan het nie, maar moet ons in die oggend, Sondagoggende, opgewonde wees oor die kerk? Moet ek Dinsdag opgewonde wees om Bybelstudie toe te gaan, Woensdag om deel van die Bybelstudie te wees, om deel van die gebedsaksies te wees? Moet daar 'n opgewondenheid in ons wees as ons praat van die kerk kom by mekaar? Of kan ons maar net sê, maar dit is nou maar so, dis iets wat ek moet doen. Want die uitdaging, wat ons nou nog gesing het, is vreugde. En om vreugde uit te dra, kom van 'n opgewondenheid wat in ons harte is, in ons lewens is. En kan ons met so 'n verwagting kyk na die kerk? Nou die kerk maak my opgewonde. Om kerk toe te kom, maak my opgewonde. Ek kan nie wag dat dit moet Sondag word om kerk toe te kan kom nie. En dit is die vraag, is jy opgewonde oor die kerk? En ek het 3 punte wat, ek dink as ons dit is 3 wonders van die kerk, as ons deur die 3 wonders gaan, dan gaan daar 'n opgewondenheid in ons na vore kom. As ons na die wonders gaan kyk, dan gaan ons reaksie wees, maar ek is opgewonde, want dit is die wonder van die kerk, dis die betekenis van die kerk, en as dit die kerk is, dan is ek opgewonde om daar te wees, om deel te wees, om dit te beleef. So die eerste een is die wonder van die kerk. Hoe groot is hierdie byeenkoms vanmôre hier? En nie net kerk Sondag nie, elke aspek van die kerk, van jou geloofslewe, of jy nou met 'n buurman oor die draad praat en saam bid, of 'n Bybelstudie bywoon, of vir iemand gaan bid wat deur 'n moeilike tyd gaan, hoe jy jou Christendom uitleef, dit maak deel van die wonder van die kerk, en dan is daar iets vasgesluit, ingesluit in die kerk wat by mekaar kom. So die wonder van die kerk, en dan die wonder van ons die wonder van ons by mekaar kom. Wat gebeur as ons by mekaar kom as kerk? Wat gebeur op 'n Sondag? Wat gebeur in die week as ons by mekaar kom as Christene? Is dit maar net, ons praat bietjie, drink bietjie tee, eet 'n paar koekies en dis dit? Wat is die wonder van ons by mekaar kom? En dan die derde een is die wonder van die resultaat van die kerk. En as ons hierdie 3 so saamvat, dan gaan ons sien, maar daar is rede vir 'n opgewondenheid. Daar is 'n rede van hierdie uitdaging, maar vreugde. Opgewondenheid, want die wese van die kerk wys vir my dat ek kan opgewonde wees oor die kerk op Sondag, oor die kerk deur die week. So kom ons gaan kyk na die eerste ene, die wonder van die kerk. Ons gaan kyk na Matteus 18 vers 20. Dis een van daai baie bekende verse wat ons baie goed ken.
Matteus 18 vers 20. En let nou mooi op wat sê hierdie vers. Dis 'n vers wat ons ken en as jy dink van, moet ek kerk toe gaan, sê vir jouself hierdie vers op, moet ek deel wees van die Bybelstudie, moet ek by die vergadering wees, moet ek dit by die kerk gaan doen, dan sê jy vir jouself hierdie vers op, Matteus 18 vers 20, want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Dis Jesus se woorde, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Ongelooflike vers hierdie. 'n belofte van Jesus. Daar's 'n Latynse spreekwoord wat hulle in die vroeë tyd in die kerk gebruik het, ubi tres, ibi ecclesia. Waar 3 is, daar is die kerk. Hierdie vers sê, wat 2 of 3 in my naam vergader is ek by hulle. En die kerk het gesê, waar 2 of 3 is in die naam van Jesus, daar is die kerk. En dit is die wonder van die kerk. Dit is die wonder van wat gebeur as 2 of 3 in Jesus se naam by mekaar is. Nou wat beteken dit as ons in Jesus se naam by mekaar is? Heel eerste, ons is by mekaar vanuit die verlossingswerk wat Jesus gedoen het. Die feit dat hy aan 'n kruis gesterf het, ons sondes, ons het nou daaroor gepraat, die feit dat hy my sondes wegvat, dat hy die straf vir my sondes gedra het, aan die kruis, daar sterf hy, en my sondes word vergewe. So ons is by mekaar, of het 2 of 3, of 100 of 200, dit maak nie saak nie, ons is by mekaar in die naam van Jesus, want hy het ons verlos. Maar dis nie al. Ons is by mekaar in sy gesag. Wie is Jesus op hierdie oomblik? Hy is nie die lam wat geslag is nie. Dit is wat gebeur het, maar op hierdie oomblik is hy die heersende koning. Alle magte, alle gesag is onder sy voete geplaas. Hy heers, hy regeer. Nou dink daar, hy sê, waar 2 of 3 is, waar ons vanmôre by mekaar is, hier is Jesus. Dis wat hy sê, die sterke Here, die oorwinnaar, hy is hier. En ons staan nie by mekaar in sy gesag, maar nie net sy gesag nie, ons is hier om hom te aanbid. Ons kom nie net en sit hier passief en sê, die Here is hier nie, ons sit hier so en sê, die Here is hier, kom ons loof hom, kom ons prys hom, kom ons maak sy naam groot, kom ons bid, kom ons luister na sy woord, kom ons laat hom toe om met ons te werk, want hy is hier, om hom te dien, om na mekaar om te sien, vir mekaar te bid, vir mekaar om te gee, nie net hier nie, maar in die week as ek by mekaar is, as ek jou raakloop in die straat, praat met mekaar, as jy sien, ek gaan deur 'n moeilike tyd, bid vir my, ondersteun mekaar, dra mekaar, want ons staan in die diens van die Here, want ons behoort aan hom, en hy is hier. En as Jesus sê, daar is ek by hulle, dan is hy werklik daar teenwoordig. Beteken, Jesus is vanoggend werklik hier teenwoordig. Hy's hier. Want hy het gesê, ek is hier. Dis soos na sy opstanding, Thomas het dit nie geglo nie, hoe kan Jesus by julle gewees het, totdat hy dit gesien het. En ons glo dit, hy is hier. Die lewende Christus is hier teenwoordig. Dis die wonder van die kerk. Wow, kyk wat gebeur. Elke Sondag, elke vergadering, elke by mekaar kom van die kerk, waar 2 of 3 is, daar is ek. Daarom daai opgewondenheid wat ek in my moet hê, Sondag. Ja, ons gaan weet waar Jesus is. As ek deel is van 'n bediening, ek gaan weet waar Jesus is, want daar's 2 of 3. Want dit is sy kerk, en waar sy kerk is, daar is hy teenwoordig. Hy het gesê, ek is, dit was die naam wat God vir homself gegee het, toe hy homself aan Moses weer bekend gestel het, ek is, die
die naam Jahweh. So hy bestaan. Jesus sê 7 keer in Johannes Evangelie, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die goeie herder, ek is die wingerdstok. Hy is. En dan sê hy hier sy eie woorde, ek is by hulle. So dit is vanmôre wat Jesus vir elkeen van ons sê. Hy is hier teenwoordig. En wat 'n groot wonder is dit vir ons. Dis hoekom ons hom saam kan aanbid, dis hoekom ons tot sy eer kan sing. Dis nie net ons sing en hoop, hy hoor ergens dit nie, hy's hier teenwoordig. Dis die wonder van die kerk. Die wonder van die bymekaar wees. Die heel eerste wonder is, Jesus is hier. En ek hoop jy is vanmôre oortuig daarvan. Ons kan hom nie sien nie. Maar hy het gesê hy is hier, so hy is hier teenwoordig. Hy is hier. En hy praat met jou, en hy lei jou, en hy versterk jou, en hy seën jou. Hy maak jou suksesvol, hy is ons Here. Die wonder van bymekaar wees. En dit vloei uit, die eerste een uit, dis die groter prentjie, so kom ons gaan kyk na Romeine 15 vers 17. Dis Paulus wat hier praat. In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. Hier is 2 punte wat Paulus hier gebruik en hy beskryf sy bediening. Hy het die opdrag gekry, vat die evangelie en gaan verkondig dit aan die nie-Jode, die ongelowiges, en hy het gegaan en hy het dit gedoen, en hier skryf hy dit in die brief aan die kerk in Rome. Nie 'n Joodse kerk nie, dis nie Jode wat tot geloof gekom het, en hy gebruik 2 punte van sy bediening. Die eerste een is, hy is deur God die Vader geroep. Hy was in diens van God. God het hom geroep om deel te wees van hierdie bediening aan die nie-Jode. En dan die tweede deel, die feit van Christus se handeling in sy bediening. En dit sluit so aan by Jesus wat sê, maar ek is by julle. Nou kom hy en hy sê, maar die resultaat van my bediening, omdat God die Vader my geroep het, is die krag van Jesus. Nou Paulus was 'n goeie spreker, hy het ongelooflike verstand gehad, hy het baie groot gedink, maar nie een keer het hy gesê, maar ek is daarom 'n goeie Christen, 'n goeie volgeling van Jesus. Hy het heeltyd gesê, dis deur die krag van die Here, dis deur die genade van die lewende God. Dis in Jesus, en hier sê hy dit weer, in Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig het. En dit bring ons by die tweede wonder, die by mekaar wees. Wat gebeur hier met ons as ons by mekaar kom? Die heel wonderlikste is en ons moet dit vanmôre erken, ons moet dit vir onsself sê, dit is die waarheid. God het jou geroep om vanmôre hier te wees. Jy is nie maar net hiervan, jy het hier verbygery, toe breek jou kar, dit kan ook gebeur, toe breek jou kar, toe kom jy in, want jy het net 'n glas water gesoek, en nou is jy hier nie. Dan ook het God dit so bepaal dat jy vanmôre hier moet wees. Hy het jou geroep. Hy het jou geroep om hier te wees. Hier is vanmôre mense wat al vroeg hier was, wat deel is van die sangbegeleiding, wat die ligte en die waaiers aangesit het. Daar is mense wat deel is van die struktuur van wat hier aangebied word. En hulle is ook geroep. So as jy deel is van die struktuur, dan het God jou geroep om deel te wees. Deel te wees van die kerk. Maar as jy nie deel is van die struktuur nie, het God jou vanmôre geroep om hier te wees. Om sy teenwoordigheid te beleef. Om te besef, maar die Vader, jy is so belangrik in die oë van die Vader. Jy is so belangrik vir God. Hy het jou geroep om vanmôre hier te wees,
Om Sondag na Sondag roep hy jou om hier te wees. Deur die week roep hy jou om te luister en deel te wees van wat hy beplan vir die wêreld. En dis die wonder van ons bymekaar wees. God het ons bymekaar gebring. Dis nie deur menslike gedagtes nie, dis deur God so bepaal. En dan verder, Jesus wat handel. In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig het. Paulus sê, dis nie deur myself nie. Dis nie deur my harde werk en my intelligensie en my mooi voorbeelde en my goeie stem en nie. Dis deur die werk van Jesus Christus. So as ons bymekaar kom in gehoorsaamheid aan God se oproep, dan werk Jesus in ons. Dan werk hy deur ons. Dan versterk hy ons, dan gee hy vir ons krag, dan gee hy vir ons wysheid, dan gee hy vir ons insig, want ons is die kerk, en waar ons bymekaar is, daar is hy. So verwag, dat as jy kerk toe kom, dat God deur Christus met jou gaan praat, dat hy jou gaan aanraak, dat hy jou gaan versterk, dat hy jou gaan dra. Hy is die Here, die Almagtige, hy wat heers, is hier, en hy werk met jou, en hy praat met jou. Die wonder van ons bymekaar wees, elke liewe keer, as ons bymekaar kom in afhanklikheid van Jesus Christus, in sy naam, dan is hy hier en hy werk met ons. En daarom weet, die Here werk met jou. Christus is besig met elkeen van ons. Elkeen van ons op 'n ander pad in ons lewens, maar hy werk met jou, hy rig jou, hy roep jou op, hy lei jou, hy seën jou. Hy is geroep deur die Vader, en Christus werk in jou, nou hier, en oral waar jy betrokke is in die kerk. Wow, dis baie groter as ons verstaan, is dit nie? Dis ons werklikheid sonnaandoggende. Dis hoekom jy daai opgewondenheid moet hê, wat gaan Jesus vandag doen? Wat gaan hy in my doen? Wat gaan hy in die kerk doen? Dit is 'n paar voorbeelde. Dis 'n paar voorbeelde waar God werk, waar hy ons roep om deel te wees, waar hy ons uitdaag om deel te wees, waar hy sê, maar dis waar ek wil werk met jou, in jou en deur jou. Besef ons wat gebeur in ons kerk, hoe God ons oproep en hoe hy ons wil aanraak, hoe hy ons wil uitdaag, hoe hy ons wil versterk, sodat ons kan lewe soos hy wil hê ons moet lewe. Want dit bring ons by die wonder van die resultaat. Die eerste een is die wonder van die kerk. Die tweede een is die wonder van ons byeenkoms en dan die wonder van die resultaat. Wat gebeur nou? Wat gebeur in ons kerk? Wat gebeur met jou? Wat is God se plan met jou? Kolossense 1 vers 21. Wat is die uiteinde van hierdie wonderbaarlike gebeurtenis op 'n Sondag? Deur die week, wat gebeur? Kolossense 1 vers 21. Ook julle was voorheen ver van God en van die hande gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige leefwyse. Watter pad het God met jou gestap? Voorheen was jy ver van God af. Van jou hande gesind teenoor hom, maar God het jou geroep. God het jou aangeraak. Keer op keer, dag na dag het God gepraat. Het hy jou uitgedaag, het hy jou geroep en sê, maar hoor my stem, en daar het 'n punt gekom wat jy gesê het, maar Jesus, ek het U nodig. Jesus, U is my Here. U het my gesterf, vergewe my sondes, red my, maak my nuut. Ons was verlore. In Christus is ons gered. Redding, verlossing, bekering. Daai voortdurende oproep, lewe heilig voor God. Moenie steel nie, moenie jok nie. Die wonder van die resultaat, ons is gered. Ons is deel van God, ons word sy bruid. Ons het 'n ewige bestemming in die teenwoordigheid van die ewige God. Dis ons werklikheid. Kolossense 1 vers 22. Hoor hoe gaan
hierdie resultaat verder en hoe word dit groter en groter. Maar nou, dit is vandag, vanuit wat Jesus gedoen het, maar nou het hy ook julle met homself versoen. Hierdie almagtige God versoen ons met hom. Hoe? Deurdat sy seun as mens gesterf het. Sien jy jou belangrikheid in God se oë? Dat hy sê, maar ek stuur my seun, want ek wil versoen word met jou. Daai oproep by die vorige punt, dat die Vader jou oproep, kom, wees deel, want hy versoen hom met jou. Deurdat sy seun as mens gesterf het om, dis nou ons resultaat en dis nou wie ons nou is, sodat julle heilig, sonder smet en onberispelik voor God gestel word. As jy nou gepraat oor die werk van Jesus, dis die resultaat van die werk van Jesus. Heilig, sonder smet en onberispelik word jy voor die heilige God gestel. Dis die resultaat. Moet ons opgewonde raak? Ja, verseker, kyk wat gebeur. Ons was verlore. Waar staan ons nou in 'n nuwe verhouding met die lewende God? Heilig, sonder smet en onberispelik. Dis jy. Dit is wie jy nou is. En kyk hoe het God dit bewerk, dat jy by hierdie punt uitgekom het. Vers 23. Maar, en dit is nou hoe ons nou vorentoe kyk. Ons was verlore, ver van God. Ons is versoen deur Jesus Christus. Ons is heilig, sonder smet. En nou, hierdie uitdaging, maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof. En julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. En dis nou ons vooruitskat, ons vooruitkyk. Nou hou ek aan die Here vas. Nou lewe ek vir hom met alles in my. Kyk wat het hy gedoen. Hy het my gered. Hy stel my heilig voor God die Vader. Wat gaan ek doen? Ek gaan hom aan hom vashou. As hy my roep kerk toe, dan gaan ek daar wees. As hy my roep na bediening toe, dan gaan ek daar wees. As daar 'n byeenkoms is waar 2 of 3 bymekaar kan kom, dan gaan ek daar wees, want hy's daar. Hy het my gered. Hy is my Here. Hy is daar. En daarom wil ek ook daar wees. Mag ons vas en sterk bly staan in ons geloof. Ons as die kerk. Dit is wat God van ons vra. En dan wil ek afsluit met hierdie resultaat. Ons hoort by die kerk. Jy hoort hier. Dis jou plek hier. Dis waar die gelowiges bymekaar kom. Dis waar die bruid van Christus is. Dis waartoe God ons roep. Om deel te wees van die kerk. Of dit 2 of 3 is, of 200 of 300, dit maak nie saak nie. Hy sê, waar 2 of 3 is, daar is ek. Waar 200 of 300 is, daar is ek. Laat ons daai begeerte, Here, ek wil wees waar U is. En as U daar is, Here, dan wil ek daar wees. Dan wil ek deel wees met U werk, besig wees met U werk. Ons hoort by die kerk. Jy hoort Sondag hier. Jy hoort in die week by die bedieninge, jy hoort daar deur wie jy is. Jy was teen God, jy is gered. En Jesus is ons kerk. Deur sy verlossing, deur alles wat hy gedoen het, deur die feit dat hy ons heilig en onberispelik stel voor die Vader, is ons sy kerk. En dan as kerk is hy in ons midde. Dis wat ons beleef vanmôre. As kerk is hy in ons midde. Daarom waar hy is, waar sy kerk besig is, wees daar. Antwoord. As hy jou roep, laat Jesus in jou werk, deur jou werk. Jesus werk in ons, met ons en deur ons.
die opdrag aan die disippels gegee, gaan verkondig die evangelie, gaan leef nou hierdie nuwe leefwyse uit, en dis ons opdrag, en hy gebruik ons om dit te doen. Hy stuur ons, hy roep ons op en hy stuur ons, sodat, en dis nou ons uitdaging, sodat ons kan lewe in hom as oorwinnaars. En dit is wie ons is. In hom is ons oorwinnaars. En so moet ons lewe met hierdie opgewondenheid. Daarom wil ek afsluit met hierdie prentjie weer. Is jy vanmôre opgewonde oor die kerk? Ja. Is jy opgewonde? Wees opgewonde, want dit is ongelooflik wat hier gebeur. As jy volgende Sondag dink, moet ek of moet ek nie, onthou, wat gebeur hier? Onthou, dat die Here jou roep, hoor daai roepstem, reageer, laat God in jou werk, laat Christus jou verander, laat hy jou nuut maak, en as hy jou so voor die Vader stel, dan sê hy, Here, so sal ek lewe vir u, met alles, want dit is wat ek by u kry. Hy noem ons sy bruid. Wat 'n benaming om vir ons te gee. En dan besef jy, hoe voel Jesus oor jou? Hoe voel die Vader oor jou, dat hy Jesus gestuur het? En nou kan ons dit beleef. So kom ons beleef dit met oorgawe. Kom ons beleef dit met hierdie opgewondenheid. Ek is deel van die kerk. Die liggaam van Christus. En dan lewe ons daaruit. Voluit. Want ons weet, ons is syne. En hy is by ons. Amen. Kom ons bid saam.